Lekker in die huis van die Here. Ek wil hier voor ons sit. Ek voel in my hart dat ons moet bid vir hierdie oorlog wat gister begin het. Ek voel in my hart dat ons moet God vra om sy regmatige plek in te neem. Daar is soveel dinge wat aangaan. Ek het gisteraand dink dit was in die 11 uur, 12 uur se kant, toe kry ek 'n boodskap van een van ons gemeentelede af, van Eugene, sy dogter bly in Bahrein, en hulle moes vlug, want Bahrein word aangeval. Ek weet, hulle sy dogter is in Abu Dhabi, en ek sien hulle die liggame uitgehaal daar. So, kom ons bid vir hulle vanmôre. Kom ons bid en vra God se beskerming oor die kinders van die Here. Is dit reg met julle? Goed, kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Here, ons besef hoe afhanklik is ons van U. Ons kan vanmôre niks doen sonder U nie. En daarom wil ek bid en vra, Here, kom in met die krag, met die sterkte en met die majesteit. Here, kom vul ons toe met die liefde en die genade. Here, ek wil bid vir daardie oorlog wat in die gang is. En ek wil vra, Here, dat U sal ingryp en dat U sal stil staan, Here. Ek wil vanmôre bid en vra dat die kinders van God onder die beskerming van God sal wees. Here, ek bid vir elke Christen, elke kind van God in daardie oorlog. En ek wil vra, Here, maak nie saak aan watter kant nie, as hy 'n kind van God is, wil ek vir hom bid vanmôre vir die beskerming van 'n lewendige God. En Here, dankie dat ek weet, ons sal die getuie wees van dit wat God gedoen het. Ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want daar is niemand soos koning Jesus nie. Al U kom toe, al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons hart in Jesus naam. Amen en amen. Die Christus plek neem om vir die musiekspan sê dankie, altyd lekker om saam te bedien. Ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor iets wat die Here seker al so 3-4 weke kry ek die tema, maar ek weet nie waaroor dit gaan nie. En elke keer as ek by die kerk kom en ek wil daaroor preek, dan is dit of die Here my stop, iets anders gee. En vanmôre toe ek wakker word en die Here my woord vir my gee, dus ek baie excited oor die woord, want ek weet presies wat ek wil doen. En toe ek nou hier agter staan, toe sê die Here, ek wil jou woord gou vir jou verander. Ek wil hê jy moet praat oor iets wat jy nie verstaan nie. So, ons tema vanmôre gaan wees, die oorwinning is nie joune nie. Ek wil vir jou saam lees in tweede boek van Kronieke 20 vers 16. Hy sê, trek môre af teen hulle. Kyk, hulle kom op die hoogte van Assis en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal voor die woestyn van Jericho. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Juda en Jerusalem, vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek nie môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Toe buig Josafat hom met die aangesig van die aarde toe en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg
om vanmôre in die huis te kan wees. En Here, ek wil vanmôre bid en vra dat U vanmôre ons ore sal open, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmôre vir ons wil sê. En dankie dat ek weet, Here, U goedheid en U guns is oor ons. Ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik in Jesus naam. Amen. Ek het gisteraand, terwyl ek voor die Here lê, of eintlik gisteraand toe die Here met my gepraat oor diensbaarheid en oor beskikbaarheid. Maar ek wil vanmôre met jou gesels oor die gedagte, die oorwinning is nie joune nie. Jy sien, ons is so geneig om baie keer, wanneer dinge gebeur en baie oorlog gewen word, of ons besig is om in 'n stryd te wees, is ons so, baie keer so gewillig om ons hand op te steek om te sê, dankie Here, ons het gewen. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die oorwinning is nie joune nie, dis God se. En dadelik toe ek hieraan begin dink, toe begin dit my te pla, want ek wou weet, hoekom sekere figure in die Bybel, 'n man met die naam van Saul, so amazing leier, so amazing koning, so amazing soldaat, het op 'n stadium in sy lewe gekom, waar God se gees hom verlaat het, en waar God vir Dawid dan gesalf het as koning in sy plek, nog voordat hy dood is, of nog voordat hy geweet het hy net besef, dat God gaan iemand anders in sy plek aanstel. En hierdie het my geweldig gepla, want my vraag was, waarom het God nie vir Saul gebruik, wat reeds koning was nie? Dit het my geweldig gehinderd, en ek moes gaan sit en kyk daarna, en ek het gaan kyk na wat het gebeur, want Saul het, wanneer hy 'n oorwinning behaal het, het hy baie keer gegaan en gesê, ek Saul is die een wat die oorwinning behaal het, ek is die koning, en ek het die oorwinning behaal, en weet wat die ergste van ons, die mense het vir Saul begin prys, oor sy oorlogstrategie, oor sy wysheid, oor sy insig, oor die dinge wat hy bereik het, en die eer gebring aan die een, aan wie dit behoort nie. Dit het my begin pla, want die woord van die Here sê, in Psalm 50:15, roep my aan in die dag van jou benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. En dadelik toe ek daaraan dink ek by myself, maar dan wil ek gaan kyk na die oorlog, waar God dan ingetree het, en waar God geprys was. Ek wil dan weet, wat gebeur in 'n oorlog, waar niemand die roem vat, of die eer vat nie, maar God die eer vat. En dadelik toe kom hier die gedagte by my op, van koning Josafat, wat hier teen die Amorite en ek dink jy sê Amorite en die, net hoe vanaf kyk, die Amorite en die Moabite, wat hy in oorlog is teen hulle, en die Bybel sê, dat daar 'n geweldige oormag, wat teen hom is, daar 'n geweldige klomp, wat teen hom opstaan, en dadelik sê God vir hom, ek wil hê, jy moet aftrek na die dal toe, jy gaan nie beklei nie, maar jy sal die oorwinning behaal. Nou ek weet nie van jou nie, as God vir jou sê, daar's 'n leermag van manne, wat teen jou staan, ek wil hê, jy moet afgaan na die oorlogsveld toe, jy moet in die veld gaan staan, jy moet wagtend wees, jy moet gereed wees, maar ek kan jou sê, jy sal die oorwinning behaal, maar jy gaan nie beklei nie. Dat is die eerste ding wat baie keer by my opkom. Ek wonder of gaan ons die ding dan uitpraat. Ek wonder wat gaan gebeur. Maar die Bybel sê hier, dat toe hulle op die veld gaan staan, en in gereedheid kom, toe hulle op die veld gaan staan, en doen wat God sê, en daarna kom het by my op, is jy vanmôre bereid om af te gaan na die oorlogsveld? Is jy bereid vanmôre om op die veld te stap en te sê, Here, hier is ek, ongeag wat, hier is ek is nie die beste nie, ek is nie die slimste nie, ek is nie die mooiste nie, maar dank God, ek is vanmôre bereid om enigiets te doen, wat God wil hê, ek moet doen.
vanmôre vir jou sê, daar's te veel mense wat eer soek en te min wat eer gee. Stel waarvan praat jy? Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, as jy iets doen om eer te kry, los dit asseblief. Want weet jy wat? It's not yours. Paulus skryf het so bitter mooi, hy sê daar so in die woord van die Here, en hier het my hart so geraak. Hy skryf daar, as ek roem, sal ek in my swakhede roem. Ek sal nie vir julle sê, dis wat ek bereik het, of dis veel mense ons gekry het, of dis wat gebeur het nie. Ek sal liewers te sê, ek is 'n sondaar, maar ek is gewas deur die bloed van Jesus Christus. Hy het my gereinig van al my sondes en al my ongeregtighede, en ek kan verklaar vanmôre, ek is niks, maar God is alles vir my. Jy sien die oomblik wat hierdie verklarings begin uit jou binneste uitkom, dan begin jy te verstaan, dis nie jou oorlog nie. Dis baie snaaks, en vergewe my dat ek dit sê, baie keer bid ons en ons vra God om sekere goed te doen. En as God ingryp en jou daardeur help, is ons geneig om baie keer te sê, ja nee, dit het met ons gebeur, maar ons dankbaar, ons is daardeur. Die vraag is, wie het jou daardeur gevat? Jy sien, hierdie het my begin pla, want ek het begin kyk na dit, en ek het Josafat se oorlog gaan kyk, want ek is iemand wat strategies lief is om te kyk. En ek wil gaan kyk, wat het hy gedoen, wat bewerkstellig het, dat hy kan die oorwinning dan kan kry. En die Bybel sê, wat sê daar so in die laaste versie van 2 Korintiërs 20 vers 18, dink ek het ons gelees, dan sê hy daar so, en hulle het voor die aangesig van die Here neergeval. En hom aanbid. En dadelik, toe ek hierdie woord, toe begin het in my gees op te kom. Ek verstaan die konsep. Ek verstaan hoekom die Bybel sê, die oorwinning is nie joune nie. Dis God se. Maar dan wil ek vanmôre vir jou sê, die eer is nie joune nie. Dis God se. Het gaan nie vanmôre oor wat ek wil hê, of hoe ek 'n ding wil gedoen nie. Het gaan vanmôre oor wat God in my lewe wil hê, en wat God wil bereik. Die Bybel sê, dat hierdie oorlog, hierdie spesifieke oorlog, draai die soldate teen mekaar, en hulle begin mekaar dood te maak. Ek weet nie van jou nie, as ek en jy saam in 'n linie is, wat ek definitief nie hê, jy moet probeer om my dood te maak, nie, jy is eintlik daarmee te beskerm. Maar die Bybel sê, die vyand het mekaar begin doodsteek, mekaar begin doodmaak. En wat het hierdie manne gedoen? Nie gestaan en toejuig nie. Hulle het hulle hand opgesteek en gesê, loof die Here, want hy is goed. En aan sy goedheid is daar geen einde nie. Dit maak nie vanmôre saak wat jou stryd is nie. Dit maak nie vanmôre saak wat jou oorlog is, of waardeur jy gaan nie. Wat saak maak, is wie namens jou betrei. Jy sien, as jy vanmôre jou eie stryd wil stry, kan jy jou eie eer vat. Hoor wat ek sê, as jy jou eie stryd wil stry, kan jy die eer vat. En daarmee toe ek hieroor gaan dink, toe begin die Here met my te praat, en hy vertel my van 'n man met die naam van Dawid. 'n Jong seun wat geweet het hoe om God se naam groot te maak. 'n Jong seun wat besef het wat dit is en waar sy krag lê. Jy sien, toe hy by die oorlogsveld aankom, het hy gehoor hoe die reus nie hom uitdaag nie, maar sy God. En ek wil hê julle moet dit goed verstaan. Want baie keer in ons lewens hoor ons hoe mense sekere dinge sê, en dan krip ons van die oorste weg,
want ons wil niemand aanstoot gee nie, of ek wil nie betrokke raak in hierdie fight nie, pastoor, ek is maar 'n privaat mens, kan ek maar vanmôre vir jou sê, Dawid het nie teruggestaan oor die grootte van die reus nie, hy het dadelik opgespring en gesê, as jy my God uitdaag, dan daag jy die verkeerde een uit. Weet wat, Goliat het daar gestaan en het gesê, ek wil nie 'n seun beklei nie, ek sal 'n seun doodmaak, want hierdie is my vernedering. Maar toe Dawid vir hom sê, dit gaan nie dat jy my gaan doodmaak nie, dit gaan dat jy my God uitgedaag het, en God is bereid om op te daag in enige geveg, in enige situasie waar hy uitgedaag word. Dis almal keer die vraag. Dawid gooi neer met 'n klip, laat hy omval. Oomblik toe hy omval, toe stap hy nader, gryp sy swaard, kap sy kop af. Einde van Goliat. En dadelik begin dit by my op te kom, dat daar's iets wat hier gebeur het. Want weet jy wat, toe hulle terugkom in die stad, toe hulle gesê, die vrouens het gesing, Saul het 1000 man verslaan, maar Dawid 10.000 manne. Daar's baie kere gewees, wat ons baie keer die eer hoor, maar as jy dit kan vat, kan ek jou waarborg, jy is besig om te val. As jy dit vat, kan ek jou waarborg, jy is besig om vir jou 'n oorlog op te laai. Kan ek dit maar sê vanmôre, en vergewe my dat ek dit sê, die stryd wat ek en jy vandag stry, is nie ons stryd nie, maar dis God se. Die oomblik wat jy gaan begin sê, ek weier om verder te beklei, ek weier om vanmôre te sê, dis wat ek moet doen, of dis my plan, of dis wat ek moet doen, maar as ek liewers te sê, ek gee my stryd vir God, want hy het reeds die oorwinning behaal. Jy sien die oomblik wat ek dit begin doen, dit is baie stil. Die oomblik wat ek dit begin doen, begin jy jouself in 'n agterposisie te plaas. It's not about you. Kan ek dit vanmôre sê? Wil jy nie saam met my sê, it's not about me. Sê, it's not about me. Want weet jy wat? Die oomblik wat ek dit begin sê, begin ek te besef, ek is deel van 'n leermag wat 'n oorlog bekry, wat nie oor my gaan nie. Stel my, hierdie is my stryd, hierdie is die goed waardeur ek gaan. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, is omdat jy die stryd wil vat, gee dit vir God. Omdat jy probeer om iets te doen, gee dit vir God. Hou op om te probeer, gee dit net vir God. Ek het eendag deur 'n geweldige krisis gegaan in Potchefstroom, en my intercessor Tannie, ouma Johanna, ouma Joe, was baie lief vir haar. Sy het my die oggend gebel en gesê, pastor, jy moet gou by my kom draai. En ek het by haar huis ingestap, en sy het nie geweet van die krisis waardeur ek gaan met die gemeente op die oomblik nie. En weet wat het ouma Joe daai oggend gesê? Pastor, ek weet nie hoekom nie, maar God sê net, let go and let God. En die oomblik toe sy dit sê, toe besef ek wil 'n stryd beklei, wat nie myne is nie. Ek wil 'n oorwinning behaal, wat nie myne is nie. En wat doen ek toe? Ek begin toe te vas en bid, en ek sê vir die Here, ek gee dit vir U. So what's the first thing I do? Hands off. As jy baie maal sien, ek loop en bid, en ek loop my hand agter my rug, is dit nie omdat ek probeer myself reg ophou of iets nie, dis om my hande vas te hou, om nie meer te vat om dit wat God wil vat en vir my gebruik nie, of dit wat God uit my hande uit wil vat, dat ek nie weer daaraan kan raak nie. Maar wat doen ons? Die oomblik as ons vir God iets gee, dan vat ons dit weer terug. En ek wil begin klaarmaak, want jy sien die kruis was beplan. En die oorwinning was nie Jesus nie. Wow.
Storie hier so sê Dawid het elke keer as hy oorlog gewen het hy gegaan en God se naam gaan groot maak. Dis wat van Dawid 'n man na God se hart gemaak het. Om te midde van jou omstandighede, al sit jy in 'n grot, al wil Saul hom doodmaak, te midde van sy omstandighede, het hy nog steeds die stryd vir God gegee. Snaaks as ek en jy begin swaar kry, hoe van ek vat ons goed in ons hande? Of as dinge nie is soos wat ek en jy dit wil hê nie. Ek het gisterand, terwyl ek besig was in my studeerkamer, het hierdie woorde opgekom, dit is volbring. En ek het nie besef wat dit toe beteken op daardie stadium van my boodskap voorbereiding nie. Maar ek kan vandag vir jou sê wat dit beteken. Toe Jesus aan die kruis hang, het ek twee goed gesê wat my verskriklik gefascineer het. Die eerste ding wat hy gesê het was, in u hande gee ek my gees maar. So die eerste ding wat hy doen is he gives the battle away. Wat doen hy? Hy gee sy gees in God se hande. Hy gee sy stryd in God se hande. Hy gee sy probleme in God se hande. En wat sê hy? Hy sê, dit is volbring. Maar wat beteken? Hands off. God's got this. Al jou hande af van jou stryd af. God is in beheer. Ek hoef nie meer te probeer beklei om te wen nie. Ek het reeds oorwin. Al wat ek moet doen is ek moet aan die regte persoon die eer gee vir my oorwinning. Ek is geneig, as iemand by my kom en sê, pastoor, baie dankie vir die woord, dit is 'n goeie woord, of ek kry dit partykeer, sal my antwoord altyd dieselfde wees, alle eer aan die Here. Hoekom? Want ek is niks. En ek wil jy met vanmôre hierdie snap, hoop jy snap dit. Ek hoop pragtig jy snap dit, ek hoop dit met my hart. Die oomblik wat jy snap, jy is niks, kan jy geen eer ontvang. You will always reflect it back to God. Hoekom? Jy sê hoekom? Vir hierdie rede, alles wat ek is, al die krag wat ek het, alles wat ek deurgaan, dank ek God, want ek behoort aan hom. En alles waardeur ek gaan is my vormingsproses wat hy my deursit. Sodat hy kan sien of ek nederig is en sê, Here, en ek kom toe al die eer, of ek my hand op my skouers sit en sê, well done, boykie, you've got this. Ek weet nie vanmôre van jou nie, maar ek het al 'n paar oorwinnings in my lewe behaal, saam met God. En ek wil vanmôre vir hom eer gee, vir elke oorwinning wat ek deur is. Maar ek wil hom begin eer vir die oorwinnings wat op pad is. Maar die woord van die Here sê, ek moet dit spreek asof dit reeds bestaan. En ek wil vanmôre begin spreek en sê, dankie vir die oorwinning wat op pad is. Amen. As jy vanmôre so voel, hoe jy gaan opstaan nie, dan
gaan ons net saam dit vanmôre vir hom sê, Here, ons gee hierdie stryd in die hande. Onse Vader, wat in die hemel is. Here, wat 'n voorreg om vanmôre te kan sê, ek is nie alleen nie. Ek hoef nie alleen te beklei nie, want God is met ons. Ek wil vanmôre bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanmôre sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, ek wil vanmôre bid en vra, dat ons vanmôre sal sien, die stryd is nie ons nie. Here, so ons finansiële stryd wil ek vir God gee. Ons geestelike stryd wil ek vir God gee. Ons gesondheidsstryd wil ek vir God gee. Ons menslike stryd wil ek vir God gee. Ons kinders wil ek vir God gee. En ek wil vanmôre sê, Here, ek kan niks doen nie, maar U is in staat. Die Here, daarom wil ek U loof en prys en verheerlik vir die getuienis wat op pad is. Vir die oorwinning wat op pad is. Want Here, ek weet U sal moet my vyande hulle self van mekaar doodmaak, maar ek sal oorwin deur die bloed van die lam. En daarom wil ek U loof en ek wil U prys en ek wil U verheerlik en ek wil net sê, aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons hart in Jesus naam. Amen en amen. Jy kry sit plek in hier. Gaan vra met die broers wat my help met die tafel na vore gaan kom. En ons gaan vanmôre aan die tafel sit. Kan ek vanmôre vir die beste raad gee? As jy vanmôre hier aan die tafel hierdie broodjie vat en hierdie leker vat, begin met hierdie woorde. Ek is so bly, hierdie was nie my stryd. Hoekom sê ek vanmôre so? Want as die kruisiging my stryd was, was almal vir ons verlore. Somewhere on the line, I might have given up. As die kruisiging my stryd was, het ons dalk ernstig seer gekry. Maar hy het die stryd gevat en hy het dit sy eie gemaak. En hy het gesê, staan jy net terug, ek sal namens jou beklei. So ek wil as jy môre hierdie broodjie vat in jou hand, sê Here, dankie vir hierdie oorwinning, wat ek behaal deur U, om vanmôre te kan sê, ek is 'n kind van God. Amen? Goed, ons bedien die volk, dankie broers. I
sê, Here, alle eer aan die koning van die konings en die Here van die leerskare. Here, ek wil vanmôre kom en sê, U is waardig om geprys te word. U is die koning van die konings en Here, ek wil vanmôre sê, so dankie dat U reeds toetree tot ons stryd. So dankie dat ons reeds die oorwinning kan smaak, Here, maar ek wil bid en vra, Here, maak die deure oop. Maak oop ons gedagtes, maak oop ons denkrigting. En Here, help ons om ons hande van dit af te hou. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ons gaan ons tiendes en offergaves na die skatkis te bring. Die Bybel sê, dis 'n deel van my godsdiens. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek het al met soveel mense gepraat, en dis snaaks, die ouens wat nie hulle tiende betaal nie, sy getuienis is altyd dieselfde. Pastoor, ek het nie om te gee nie. Ou wat sy tiende betaal, sy getuienis is altyd dieselfde. Ek weet nie waar ek het gekry het, maar dank God. Ek het meer as genoeg gehad vir dit wat ek nodig het. Amen. So ek glo dit vanmôre. Ons gaan opstaan met ons laaste liedjie. Dan gaan ek jou nou met die tiendes en my offergaves na die skatkis te bring. Amen.